Jesus naam. Amen. Ek het, ek gaan net hierby uitkom, en dan het ek vir jou kaartjie gegee, en dan sal ek gaan mense nommer, want ek gaan nie alleen lees nie, ek gaan vir jou nommer gee, en dan gaan jy skrif vir ons lees, wanneer ons daarby uitkom. Maar voordat ek by die bord uitkom, wil ek net weer herhaal wat ek gesê het in die verlede. Ek het gesê, Adam en Eva is aarde toe gestuur om God se koninkryk te vestig. En hulle het misluk. En ek gaan nie teruggaan daarna toe, hulle het misluk in dit. En toe stuur God die Vader Jesus, om weer dit wat Adam en Eva verloor het, te kom herstel. Sy koninkryk te kom bou. En hy het dit gedoen deur te preek en te demonstreer. En toe hy klaar is na 3 jaar, sê hy, dis volbring. Dit wat ek moes gedoen, het ek gedoen, maar in die tyd het hy disippels opgelei. Of hulle gesê, luister hier, dit wat ek gedoen het, dit moet julle gaan doen. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En hulle was gehoorsaam, dis hoekom ek en jy hier sit vanoggend. Amen. Ek en jy sit hier as gevolg van mense wat die opdrag uitgevoer het. Dis hoekom ons hier sit. En nou is ons disciples, en ek dink, you haven't got the definition of disciple. Maar gaan kyk 'n bietjie, gaan Google 'n bietjie, wat is die betekenis van die woord disciple? Ek het dit nou nie volgend hier nie. Maar, met ander woorde, wat is my en jou opdrag? Wat is my en jou doel op aarde? As ons doel mis op die aarde, dan het ons misluk. As ek en jy ons doel op die aarde mis, dan het ons misluk. Wat is my en jou doel hier op aarde? My en jou doel op aarde is om sy koninkryk te vestig. Nie om hemel toe te gaan nie, ek het dit al baie gesê. My en jou doel op aarde is om sy koninkryk te vestig, nadat ons natuurlik gered is. En hoe doen ons dit? En ek glo daar's 2 dinge wat geweldig belangrik is. Die eerste is om mense uit die duisternis, die koninkryk van duisternis uit te haal. En die tweede een is om die effek van duisternis te verbreek in mense lewens. Jesus het mense uit die koninkryk van duisternis uitgehaal, Kolossense 1:13, en dan het die effek van duisternis het hy verbreek. Ons blaai net gou na 1 Johannes toe. Ek wil dit net daar weer lees vir u. Ja, en as jy jou Bybel het, gaan jy nou saam met my lees asseblief. Ek gaan vir jou skrifgedeeltes nou gee om te lees. Maar kom ons blaai gou na 1 Johannes 3 vers 8b. En ek het al vir jou Handelinge 10 vers 38 ook gee, maar ek gaan net hierdie een gee volgende vir jou. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 8, die B gedeelte, vir hierdie doel. Wat was kort, as jy wil vir my vra, wat is die doel van Jesus? Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Reg, met ander woorde, dis my en jou doel. My en jou doel is om mense uit die duisternis uit te kry, koninkryk van die duisternis uit te haal, en om die werke van die vyand te verbreek. En as ons dit mis, dan mis ons doel van in lewe. Onthou, ons eindbestemming is hemel. Die Engelse woorde is baie mooi. Purpose en destiny is 'n groot verskil. Reg. Hoe kry ek mense uit die duisternis uit? Kom, ek gee elkeen weet Bybels. Steek net jou hand op, dan gaan ek vir jou 'n skrifgedeelte gee om vir ons te lees. Dan jy, luister, ek soek 16 mense, jy wil beter Bybels kry nou. Tanya, kom ons begin met Tanya, Romeine 5 vers 12. Kom ons gaan nie af, Violet, Genesis 2 vers 16 en 17. Dries gaan vir my na Matteus 7. Matteus 7 vers 13 en 14. Wat ons Mimi, Isel eers, Isel,
Johannes 3:16, Mimi 1 Petrus 2:24. Waar is daar nog name? Daar agter jy ben Johannes 14:6. Reino Romeine 10:9 en 10. Hier is nog Willie 1 Johannes 1:9. My vrou 2 Korintiërs 5:17 en jy gaan sommer 2 Korintiërs 5:15 ook lees. En dan soek ek iemand vir Mimi, dan dit was Kolossense 1:13 wees. Sê weer? En dan vat jy Filippense 3:20. Reg. Wat ek vir jou vanmôre gaan demonstreer is my metode. My metode gaan van jou metode verskil. Want my situasie, my klaskamer situasie is anders jou klaskamer situasie. Maar my manier, iemand kom sit voor my in my kantoor, of ek is by die kinders by die skool. Hulle sal weet by die skooltyd, ek sal dit skets vir hulle gee. Maar mense kom sit by my om te trou, dan gaan ek hier na toe. Mense kom na my met huweliksprobleme, dan gaan ek hier na toe. Want dis my die fondasie van krisisse, van 'n tiener, van 'n jong mens. Ek moet hulle uit die koninkryk van die duisternis uithaal en kyk of ek hulle in die koninkryk van die lig kan kry. En as ek sê ek onthou, dis nie my werk nie. Ek moet net die kanaal wees. Die Heilige Gees is die een wat ons bekwam maak. Ons sal dit dalk nog lees. Nee, ons sal nie lees, maar ek sal net daarby uitkom. Wat ek gewoonlik doen in my situasie, ek gaan vir 'n persoon vra wat daar voor my sit, is jy Christen? Ja, hier's manne wat voor my gesit het wat hulle koppe skud. En as die persoon sê ja, dan is my eerste vraag ek is nie Christen nie. Dan speel ek die ander kant, sê ek is nie Christen nie. Hoe het jy 'n Christen geword? Of hoe kan ek 'n Christen word? As die persoon sê nee, dan sê ek, hier's 'n geleentheid wat ek vir jou na die Here toe kan lei. Met ander woorde, hierdie tool is die tool wat ek die manier met metode hoe ek die evangelie aan mense verkondig. Reg, dan ek begin om te sê, ons is almal sondaars. Nommer 1, Tanya, wag, hier is 'n mikrofoon. Steer hom maar net aan soos. En ekskuus voordat sy gelees, omdat ek het nie so papiertjie nie. Voor my nie. Hierdie goed is hier. Ja, kom ek verduidelik dit eers, voordat sy gelees. Met ander woorde, die Heilige Gees kan net met skrifte werk wat binne in jou is. Daarom, hierdie skrifte is belangrik. Jy hoef nie te ken uit jou kop uit nie, maar jy weet, luister hier, as ek praat oor ek's verlore, ons is verlore, dan moet ek weet waar daai skrifte is. Jy hoef nie die skrif uit jou kop uit te ken nie. Ek ken nie almal uit my kop uit nie. Maar ek weet waant om te gaan as ek oor sekere goed praat. Maar die Heilige Gees kan net met dit wat in jou is, kan hy werk. Dis wat hy na vore kan bring. Met ander woorde, as jy nie die skrifte in jou het nie, as jy dit nie ken nie, dan kan jy nie daaroor deel nie. Ek kan vir persoon sê, gaan na Romeine 5:12 toe. Ek het 'n idee wat daar staan, maar dan lees ons dit en dan kan ek die storie vertel. En daarom is dit belangrik, ek sê nie dit sal goed wees, dat jy hierdie skrifte nie memoriseer, weet waant om te gaan. Dat jy weet hoe om met 'n kind te praat. Daar's baie meer skrifte as dit. Maar hier is net 'n fondasie vir jou, om te kan gesels met 'n persoon. Dankie Tanya. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Reg, en dan begin ek om te sê, luister hier's ek en jy, mense. Ons almal is op pad hel toe. As gevolg van wat Adam en Eva gedoen het, is ons gebore in sondaars, is ons sondaars. Met ander woorde, ons DNA
is sondaars. Dries, jou gedeelte, ek dink jy's die een wat praat van Breeweg. Ja, Gerard, sal jy maar rondstap so asseblief. Goed, Matteus 7. Matteus 7 vers 13 en 14 sê, gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal. En die wat dit kry is min. Okay. En dan verduidelik vir daai persoon se luisterie, ons almal is op pad hiernatoe op stadium. Hierdie pad is 'n breë pad. Min mense gaan hemel toe. En dan gaan, wat is nommer 2? Wie is nommer 2? Is daar nie 2 gewees nie? Nommer 3. Violet? Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet, soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Reg. Dan kom ek hulle om die beginsel te vertel dat ons almal in sonde gebore is, dat ons DNA sonde is. Dan sê ek vir hulle, God het beloof dat as julle van die vrug eet van kennis van goed en kwaad, sal hulle seker sterf. Dan vra ek hulle vraag, het hulle gesterf? En dis waar daar vraagtekens kom, daar's ja's en daar's nee's, en hulle weet nie wat om te antwoord nie. En ek dink is van ons wat hier sit, wat nie weet om te antwoord nie. God beloof dat hulle gaan sterf, die vraag is, het hulle gesterf? En dan op die ou, en dan kom ons by punt uit, nee, het nie fisies gesterf nie, alhoewel dood ingekom het, dis wat daai skrif sê in Romeine 5 vers 12. Ons gaan almal eendag sterf. Maar wat wel gesterf het, is die geesmens van die mens. Reg, dan breek nou baie daai uit, byvoorbeeld uit, ek sal vir hulle sê, toe God die wêreld geskep het, hy gepraat, net gepraat. Maar die mens het hy geformeer, en hy het sy asem in die mens ingeblaas. En die beeld van ons, ek het daaroor gepreek, die beeld van God en die gelykenis van God, het binne in die mens gesterf. En daarom, kan ek dit nou vir julle sê, daarom moet jou gees weer gebore word. Jou gees moet weergebore word, want jou geesmens is gesterf. En dis jou geesmens wat weergebore word. Met dan vat ek daarna toe en sê, luister, Adam en Eva het gesondig, hulle geesmens het gesterf. Die volgende skrif, ekskuus, nommer 4. Nommer 5, ekskuus. Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek lees gewoonlik hier skrif al vir die mense, en nou sê ek vir hulle, luister, jy's 'n Christen, hoe het jy nou daar aangekom? Hoe het jy Christen geword? En dan self gewoonlik vir my, ek sondig nie so kwaai soos ander nie, ek lees my Bybel, ek bid, my pa se ouderling, verstaan al daai tipe goed sê hulle, dan sê ek, nee, dit vat jou nie hemel toe nie. Dan vat ek hulle na hierdie skrif toe om sê, luister nie, en dan gewoonlik, teken ek daar kruis. Om sê, God die Vader het vir Jesus gestuur, om te sterf vir my en jou sonde. En wat beteken dit? Dit beteken hy het betaal daarvoor. Dan gee ek 'n demonstrasie, gewoonlik het ek my selfoon by my, dan sê ek vir hulle, ek stap na 'n winkel toe, na Wido kom toe, en ek wil graag 'n selfoon koop. En ek vra die ou, luister, wat kos 'n selfoon? En hy sê vir my R10,000, dan sê ek, nee, sorry, baie dankie, maar ek gaan hom nie koop nie. Ek sê, dan staan jy daar, en as ek uitstap, vra jy vir die ou, wat het die pastoor sê, wat die man sê? Hy sê nie, hy wil 'n foon gehad het, maar hy kon nie betaal nie. En jy sê, ek sal betaal daarvoor. Jy betaal hom, en sê vir hom, en dan loop hy uit, hy roep my, en hy sê, luister meneer, hier is vir jou selfoon. Sê ek, luister nie, maar ek het die geld nie. Ek kan hom nie koop, ek het vir jou gesê. En dan sê hy vir iemand anders het betaal daarvoor. En dan het ek nou in geloof vat, en dit kom later ook, om te sê,
baie dankie, of ek as ag man, jy trek my been uitstap. Maar iemand anders betaal, dan vra ek hulle gewoonlik, moet jy dan weer betaal daarvoor? Sê hulle nee. Met ander woorde, God die Vader het in liefde Jesus gestuur. En hy het betaal, sodat ek en jy nie hoef te betaal nie. Het julle dit? Dis waar ek daarby uitkom. Dan die volgende een, nommer 6, 1 Petrus 2, 24. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds we have been healed. Reg, in 3:18 sommer met Dalans aan, 1 Petrus 3:18. Maar hy praat daarvan, hy het betaal. 3:18. Okay, dat kom net hier kry. For Christ died for our sins, once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit. Kragtige skrif. Daar verduidelik ek dan vir hom, sê luisterie, Jesus het betaal. En dit beteken, jy hoef nie meer te betaal nie. Hy het die volle prys betaal, eens en vir altyd. Reg, ek doen dit nou kort, is gewoonlik 'n langer sessie as dit. Reg, kom ons gaan na nommer 7 toe. Dit is Eben. Johannes 14:6. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Reg, en hier spandeer ek baie tyd. Omdat dit baie mense gelowe is, spandeer baie tyd om te sê, luister, daar's net een pad. En daai pad is deur Jesus Christus. Ek sê wat ek sê nie. Wie praat hier? Dis Jesus wat self praat. Jesus sê, there's only one way. As net een pad na die Vader toe. Natuurlik, as ek praat oor die hemel en die hel, dan sal ek vir hulle vra, wat is in die hemel? Dan vertel hulle, God is daar, Jesus daar, engele is daar. Hoe is dit daar? Dis strate van goud en daar's peace, al daai tipe goed. Dan sal ek vir hulle vra, wat gaan in die hel aan? Dan sê hulle, nee, dis moeilikheid. Kners van tande, brand ensovoorts. Dan sê ek vir hulle normaalweg, ek wil nie soontoe gaan nie, ek wil soontoe gaan. Hoe kom ek daar? Verstaan? En dan sê hulle, ja, jy moet jou Bybel lees en bid, al daai stories. Met ander, daar's baie variasies wat ek het. Maar op die ou einde gaan dit, Jesus is die enigste weg. Daar's nie 2 paaie nie. Daar's nie 3 paaie nie. En in skole, as ek by die skool praat, moet ek vir daai kinders sê, daar's ander gelowe. Jy word geleer, daar's ander gelowe. Maar Jesus wat self praat sê, daar's dit een pad. Daar's net een pad na die Vader toe. Ek moet hulle praat ook oor evolusie ook. Ja, ek gaan nie nou soontoe gaan nie. Want hulle word geleer oor evolusie. Daar's 'n skrif, nee, ander dag. Kom ons gaan aan. Romeine, dis Reino, Romeine 10 vers 19. Hierdie skrif is geweldig belangrik. Kom ons stop net eers daar. Met dan ons het gelees, God die Vader vir Jesus gestuur om ons te red. That picture, Jabu. Dan sal ek vir hulle sê, ons is almal in die see van sonde. Alle mense het gesondig. En dan sê ek vir hulle, en God die Vader het 'n boei uitgegooi, en daai boei se naam is Jesus Christus. En hy gooi daai boei uit vir alle mense. Jou naam is op jou boei en hy's by jou. Jy moet in geloof daai boei vat. Die oomblik as jy die boei vat, trek God die Vader jou uit die see van sonde uit en word jy gered. En ek sê, maar daar's baie mense wat nie die boei vat nie. En dan sterf hulle in die see van sonde, en dis hoekom die Bybel praat. Baie mense gaan hel toe. Hoekom? Omdat hulle die boei nie vat nie. Jesus Christus. En mense gaan hel toe, nie omdat God hulle so toe stuur nie. Mense gaan hel toe as gevolg van hulle keuse, om nie die boei te vat nie. Daai beginsel dra ek oor, want ek wil nie hê hulle dink God is sleg nie. God is goed.
En dis hoekom hy Jesus stuur het. Nou gooi vir jou boei, vir elke mens. Gooi 'n boei, maar is jou verantwoordelikheid om die boei te vat in geloof. Reinout, dankie. Romeine 10:9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Hierdie is 'n geweldige belangrike ding. Want baie mense sê ek is 'n Christen en hulle weet nie wat hulle Christen geword nie. Hulle dink omdat ek kerk toe gaan as 'n Christen. Die enigste manier hoe jy in die koninkryk van God kan aankom, jy moet met jou mond bely dat Jesus Christus vir jou gesterf het en jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het. Dit is 'n daad. En wat ek baie keer aan die einde van so 'n sessie, dan sal ek byvoorbeeld ek by die skool het ek vir 4 weke of 5 weke tyd spandeer. En ek het van die begin af daaroor gepraat. Nou aan die eindig ek om sê luister, wie van julle wil bely met jou mond en in jou hart glo dat Jesus koning vir jou lewe is? Reg. Daar's nie 'n ander manier nie. Die enigste manier hoe jy 'n kind van God kan word, jy moet met jou mond bely en jou hart glo, Jesus is die koning van my lewe. Nie 'n goeie lewe wat jy in die hemel gaan nie, net wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Reg, dan gaan ons na die volgende een. Dit is nommer 9. Dis dit jou mic. Is 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Iemand om ons voor jou gelees het. Johannes 1 Johannes, wie lees 1 Johannes? Dankie Willie, hierso. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Reg, hier gaan nou net oor wat beteken bely. Hier doen ek sondebelydenis in die sin van dat jy 'n sondaar is, verlore is, op pad hel toe is. Nommer 1. Nommer 2, al my sondes ongeregtighede, dankie Jesus dat U dit skoon was. En dan bely ek ook om te sê, Jesus, U is wees koning van my lewe. Ek sal net ou die gebed vir U, wat ek normaalweg saam met hulle bid, sal ek bid. Maar dis belangrik dat jy sal sê, ek was 'n sondaar, ek het die natuur van Adam en Eva gehad. Ek is verlore, en ek sondes, en ek bely dit, en dan om te verklaar, Jesus, wees koning van my lewe. Reg, dan die volgende een is na my vrou. 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Reg. Daar praat hy net van die oomblik as ek my hart aan die Here gee, dan is ek 'n nuwe skepsel. Ek's 'n nuwe mens. Ek's nie meer 'n sondaar nie. Ek lê baie klem daarop. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy het nie meer die DNA van Adam en Eva nie. Jy het die DNA van Jesus Christus. Jy's 'n kind van God. Nie omdat jy so sê nie, omdat God dit sê van jou. Iemand by Kolossense gelees het. In Johannes 5:11 sê, en dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe, en wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Lees vers 13 ook daar, baie belangrik. Dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die naam van die Seun van God glo. Ek nou laat jy lees. Val, daai skrif is geweldig belangrik, want dit verklaar, as jy die Seun het, het jy lewe. As jy die Seun nie het nie, het jy nie lewe nie. Maar dan sê hy, in vers 13, jy kan weet, met ander woorde, niemand kan sê, ek wonder nie. Die skrif is duidelik, as jy die Seun het, kan jy verseker wees, jy het die lewe. Mimi? For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Halleluja. Hy vat ons uit die koninkryk van duisternis en hy plaas ons in 'n nuwe koninkryk. Amazing. Jy's 'n nuwe skepsel. Tja.
Haal ons uit die koninkryk van die duisternis. Plaas ons in 'n koninkryk van lig. Met ander woorde, jy sê dan vir daai persoon, jy was op pad hel toe. Maar die oomblik as jy verklaar Jesus koning van jou lewe, is jou pad hemel toe. Jy word nou 'n burger. Die volgende een wat lees, Filippense. Ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. OK, met ander daar sê, jy is nie meer op pad hel toe, nou is jy 'n burger van die hemel. Jy's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. En dan sluit ons af met nommer 15. Is dit die laaste een? 2 Korintiërs 5:15. Ja, 2 Korintiërs 5:15. Omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, het hulle dan almal gesterf. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En daai gedeelte is 'n gedeelte wat ons nie goed ken nie, of nie goed uitleef nie. Dat as Isak sê hy het vir my gesterf en ek sterf saam met hom, dan leef ons nie meer vir onsself nie. Ons leef nou vir hom. Dis nou kort. Hierdie vat baie keer 'n uur en 'n half. Maar dis die beginsel wat ek moet oordra om dit my en jou roeping. Ons doel op hierdie aarde, nommer 1 is om mense uit die duisternis uit te kry in 'n nuwe koninkryk. En dis dit. En dan ten tweede om die effek van sonde, effek van die koning van duisternis in mense se lewens te verbreek. Dis my en jou doel op aarde. Dis hoekom jy 'n Christen is. En ons is geleer of gesê, ons doel is om hemel te gaan, wat nie waar is nie. Ons doel is om dit wat Jesus gedoen het, sy disippels gedoen het, ons as disippels moet doen. En ek sê weer, my klaskamer situasie is anders as joune. Ek weet daar's mense wat byvoorbeeld op straat gaan en dan verbreek hulle die effek van die duisternis op 'n mens se lewens. En wanneer daai persoon genees of bevry word, dan deel die evangelie met hulle en sê luister nie, maar dis my koning wat dit doen. Met ander woorde, wat ek vir u vanmôre vra is, kom ons leef ons roeping uit. Ek het dit aangebied by die St. Peter's Kerk, toe sê hulle, ja, but it's easy for you, klomp Engelse. Dis maklik vir jou want dit is jou roeping, en dis waar. Ek sit met situasies, mense kom na my toe om dit te hanteer, verstaan? Maar ek sê vir hulle, as ek huweliksberading doen, begin ek daar. As ek mense trou, begin ek hier. Dis my fondasie. En ek weet, dit is mense kom na my toe, maar ek wil vir u sê, dis ons roeping, daai tweede lied, Tsepo, the second song, the second verse. Dis ons roeping. Selfs be lifted high, die manier hoe ons God verhoog, is dit. Is nie net om Sondag te sing, dit is pragtig om dit te sing, maar die manier hoe ons God se naam groot maak, as ons, hier is een van die goed, as ons mense vertel van Jesus. En ek het vir die Engels ook gesê, moenie soek vir dit, jy vertrou die Here vir 'n geleentheid. Jy was nou wanneer was die laaitjie by my gewees? Vrydag. Boem 'n jong laaitjie wat nie huis het nie kos het, niks nie. Toe roep ek hom in. Toe sê ek vir hom, luister hier, ek sê besigheid om vir jou geld te gee nie. Ek sê winkel om vir jou kos te gee nie. Maar wat ek vir jou het is, ek kan vir jou die Here gee. Toe begin ek hier. Toe het ek vir hom middag kos gegee. Maar ek begin hier. Hierdie ding aangespreek. Want dit is belangrik. Hoekom? My roeping is om mense uit die duisternis uit te kry. En dat ek dit altyd demonstreer. You've got the song.
Dit lyk amper soos daai snaakse mense. Maar hier's my lewe. Hier's my lewe, hier's bekering, hier's die dag as ek hemel toe gaan. Kom sê hierdie persoon is hier. As ek met hom begin deel en hy beweeg 'n tree hiernatoe, is hy besig om my werk te vervul, my roeping te vervul. Al bring ek hom nie tot die punt van bekering nie. My verantwoordelikheid is op die einde hier te bring, maar elke treetjie wat hy nader kom aan daai punt, is ons besig om die evangelie te verkondig van Christus. Met ander woorde, ek sê nie, dit is die alfa en omega nie. My lewe, my woorde, my aksies, moet 'n persoon bring by die plek waar hy sê, maar ek wil hê dit wat jy het. My metode, wat ek doen is, dalk anders as joune. Dis dalk vir my maklik om hier by uitkom, maar ek en jy, ons verantwoordelikheid, ons roeping is om daai persoon hier te kry. En dan sit jy die einde nie. Dan sit eintlik 'n pad nou van disipelskap. Put on the song. Jabu. The second song, the second verse. What was the song? Reine? Wat? All heaven is declared. Ja, die tweede vers. And that's the next one. Daar sê, I will proclaim the glory of the risen Lord. I will proclaim, dankie. I will proclaim. Dis hoe ons groot maak. Deur ons woorde en ons dade verseker, maar op die ou end om te sê, luister jy, is Jesus koning vir jou lewe. En as hy sê ja, sê jy, wel ek is die, help my. Hoe kom ek daar uit? As hy sê nee, dan sê hy, kom ek help jou om daar uit te kom. En daai skrifgedeeltes kan jy nuttig gebruik. En gaan soek ander, daar's baie ander skrifte. Maar daai is net riglyne wat ek deel met mense gewoonlik. Amen. Enige vrae? Jy mag vanaf vra. Onthou, op hierdie manier bou ek en jy die koninkryk. Adam en Eva het verloor, Jesus herstel, disippels doen dit, ons is disippels wat dit ook moet doen. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Daar's 'n skrif. Die opdrag. Matteus 28. Die groot opdrag, nie hy vra nie, is nie 'n suggestie nie. Hy sê opdrag is gaan dan heen. Met ander daai gaan beteken nie bedank en gaan Switserland toe. Wie het gesê, iemand het my vertel, ons bang die Here stuur hulle Singapore toe. Maar ek het met iemand gepraat. Wie was dit? Ek noem dit nie. Toe sê die persoon, Carol Ball sê toe hulle sê nou gaan dan heen toe, sy bang die Here gaan vir haar sê, jy moet nou die boerdery los in Singapore toe gaan, sy is bang daarvoor gewees. Maar daai gaan beteken as you go in life. Soos wat jy leef, by Pick n Pay, by die rugbyveld, by die golfbaan, by die cricket, by my werk, soos wat jy gaan, wees lig. Wees lig en wees sout. En as daai dag kom, wonderlik. Maar wees lig en sout. Amen. Ek wil vir u vra, kom ons doen moeite, ek wil dit weer sê. Daai skrifte op jou papiertjie is baie oulik, maar beteken niks. Ons daai skrifte probeer, jy hoef nie skrifte ken, jy weet waartoe om te gaan. Ek doen dit nou al baie, maar ek weet waartoe om te gaan, want dit is nie altyd dieselfde nie. Ek werk nie volgens daai papiertjie nie. So vertrek op die Heilige Gees, vat hy na verskillende skrifte toe, en ek deel dit wat op my hart is. Daai is net 'n riglyn vir u, om 'n idee te hê, om te kan praat oor Adam Eva gesondig. Hulle het gesterf, toets dit, meeste van die mense gaan vir jou sê, ja, nie, dan sê ek vir hulle, het God gejok dan?
Verstaan, want hulle weet nie wat het gesterf nie, want iets moes gesterf het. Vat ek hulle soontoe, en dan praat ek oor Jesus Christus, en dan ons wat op die ou ende disippels moet wees. Amen. Ja, die kinders laerskool, hulle ken hy prentjie. Ja, ek het daai prentjie aan hulle verduidelik. Reg, kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat U ons so lief gehad het, dat U ons kom red het. En het ons gered met 'n doel, en die doel was om lig en sout te wees, oral waar ons beweeg. Laat ons 'n aangename geur sal wees, sê U woord, vir mense om ons. Laat hulle Jesus in ons lewens sal sien. En Vader, as ons moet praat, laat ons sal praat oor wat hy vir ons gedoen het. Maar help ons Vader om lig en sout te wees. Dankie Heilige Gees, ons vier vandag Pinkster Sondag. Dankie dat U, o Heilige Gees, is die een wat ons bekwaam maak. U die disippels bekwaam gemaak, en U is die een wat ons bekwaam maak, om 'n verskil te maak oral waar ons gaan. En ons wil vra, Heilige Gees, stuur ons, gebruik ons, om die koninkryk van ons Vader te vestig. Mense uit die duisternis, koninkryk van die duisternis uit te ruk. En die effek van sonde, die effek van die duisternis, te verbreek in menselewens. En dis hoekom U in ons woon, o Heilige Gees, om ons bekwaam te maak. En vanmôre, terwyl ons hier sit, wil ons sê, ons is gewillig. Ons is hier. Gebruik ons, o Heilige Gees. Gebruik ons soos wat U wil, ons Vader se koninkryk te vestig. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.